Ek klim vir 'n treinrit wat my glo my lewe gaan weerspieël. Klomp stasies op my pad. Sommige mooier as ander, maar elk uniek. En dan die moerkoffie, die lewe se vernis, rond, vol, geurig en vol smaak, ryk en lekker. Drink hom slukkie vir slukkie, geniet hom. Laat hy oor die tong rol, want by jou stasie is die rit verby. Die rit weet te flits van die geheue. Jy's my ou vriend, hoe lyk dinge daar by jou? Kom vat gou so saam met my net 'n ou trippie hier deur Nelson Mandela Bay of Port Elizabeth of Kaapberga of even Dabai, hang af wat jy verkies. Ons het altyd vir jou ten minste 4 keuses, amper soos by Verymark, but wait, there's more. Nou ja, baie nood, ons ry nou hierso in Newton Park. Nou Newton Park is deesdae kan jy amper noem Pothole Park. Ja, as jy 'n 4x4 het, of dalk een van hierdie RWC nommers, hierdie rally cars, dan is dit jou plek om te wees. Maar as jy gewone kar het soos ek, gewone bande op en gewone suspensie en sulke tipe goed, dan moet jy maar hier wegbly. Maar have you heard the good news? Die goeie nuus is dat die DA gaan binnekort in beheer wees van Nelson Mandela Bay. En ek weet wat jy dink, dit is mos stitsem man, dit behoort so te wees. Maar ja, ons moet eers kyk, you can't count them chickens before they hatched, can you? Anyway, ons gaan nou hier af William Moffat se kant toe, gaan ons daar deur die boomryke buurt van Wolmery, te pragtig daar. Jy gaan nou sien hier op die kant, ek het my kamera hierso ook aan. En so aan, maar dan die goeie nuus is ook, daar's blykbaar, maar dit is 'n soort van, dit word nie uitgebasuin nie. Ek weet nie hoekom nie, net vir ingeval het 'n failure is, dan kan iemand sê, nee, maar julle het gesê, julle gaan al die potholes toemaak nie. Blykbaar gaan hulle al die potholes toemaak. Nou hier soos ons besig is om te ry, ons gaan nou hier oor Kaapweg, gaan ons af in die vallei in, dis nou eintlik die Kaapberga rivier wat blykbaar daar vloei. Hulle noem dit die Bakensvallei, pragtige plek, wat deesdae al bewoon, soos 'n voorbuurt van Port Elizabeth. Maar daaroor later. Die ding is dat baie van hierdie potholes is nog nie potholes nie. Dis net daai boonste laagie van die teer wat 'n gat vorm. Hy's omtrent so, seker 5-6 centimeter diep. Maar nou met baie van die swaar verkeer en goeders, voertuie met gewig, trap hulle die goed al hoe meer uit, en as dit reën, en daai teer raak sag, en dan begin water deurgaan aan die onderkant van dit, dan begin kry jy 'n slaggat. So die redelike mens sal vermoedelik sê, maar kom, ons maak hierdie goed ook nou reg. Dis nog nie 'n slaggat nie, maar dit is 'n slaggat in wording. So ons maak dit ook reg, en dan voorkom ons, met ander woorde, ons is 'n soort van proaktief. Maar die mense in beheer dink nie soos ek en jy nie, my ou vriend. Hulle dink net eenvoudig nie so nie. Hulle los dit, totdat dit 'n slaggat is. Maar ja, terug by die nuus, daar is blykbaar 'n groot operasie, ek weet nie of hulle 'n naam het vir dit, van stapel gestuur, blykbaar verlede week somewhere. Ek het nog nêrens iewers gesien waar mense besig is om potholes reg te maak nie. Ons is nou deur die vallei hier, soos jy kan sien. Ek het nog nêrens werklik gesien waar daar daadwerklik iets gedoen word nie. So, miskien doen hulle dit in die nag. By the way, daai is 'n donderse goeie idee.
Ons is so pas verby 'n redelike groot slaggat, net hier waar jy by William Moffat Park indraai. So as jy vir die stadsraad werk en jy kyk hierdie ou videoetjie van my, ek moet net weer eens verduidelik, dis my persoonlike video dagboek hierdie. So as jy dit sien, jy's geag. My video dagboek oor ervarings en goeters waaroor ek dink en bevindinge, my eie persoonlike bevindinge. Ek het mos nie 'n doktorsgraad nodig om te kan dink nie, man. Maar anyway, bil dit plas hier voor, Walmer, so maar gratis advertentietjie vir hulle. As jy enige boubenodigdhede het, kry vir jou daar by bil dit plas. Hier in Walmer. Hier in Walmer kry vir jou daar by bil dit plas, al daai goedjies wat jy nodig het. Maar soos ek sê, ek ry nou hier af, ek ry hierdie pad toch al redelik gereeld. Ek kan nêrens vars gate sien wat toegemaak is nie. So ja, hierso sit hier seker omtrent 10 in 'n ry waar ons nou gery het. Sit hulle so daai paar sentimeter diep in die boonste laag wat opgebreek het. Gaan almal potensieel gaan hulle slaggate word, soos baie van hierdie mense potensieel gaan raadslede raak in die verkiesing. Maar kom ons praat gou oor die verkiesing. Soos gebruiklik verkiesingstyd in Suid-Afrika is amper soos 'n bazaar. Almal bring hulle ware na die markie toe en kyk wie verkoop die meeste melktert of cupcakes of wat ook al. Almal het skielik 'n plan, maar daar's een man in die baai. Hy is besig om vir ons video's te maak elke liewe dag, plekke wat hy besoek en waar hy vir ons uitwys goed wat meeste van ons weet. As jy iemand is met 2 oë en ore en jy kan lees en sien, hier gaan ons nou pas oor nog 'n moerse slaggat, wat as jy deur hom ry, is 'n tyre goodbye Louis. Maar hy wys vir ons al hierdie goed elke dag en hy sê, dit is wat gebeur in Nelson Mandela Bay en is alles as gevolg van die ANC regering. Nou ek neem aan die regering waarvan hy praat, is die Nelson Mandela Bay, die regering wat hier in charge is van die munisipaliteit. Maar as dit is wat hy sê, het ek 'n vraag. Hoe is dit dat jy in koalisie is met hierdie mense, jy dieselfde hoeveelheid seats as hulle, maar jy word gesnoer? Hoekom laat jy dit toe? Wat ek meen, daar is mos ander partye ook, saam met wie jy kan werk en so meer. En hierdie ouens 'n loosing gee, vir hulle sê in die bekkerik, kyk jy lê 'n lekker robot in die middel van die pad, afgesterf. Maar hulle sal hom nie optel nie, hulle sal hom al los vir maande en jare en goeders. So, dan praat ons nie van al die pragtige blommerytjie teen die pad nie. So, en hoekom het julle in hierdie jaar nog, was daar 2 moties van wantroue teen die baas van die munisipaliteit, die Meyer. Hoekom het julle daar nie uitgestem nie? Wat was julle rede daarvoor? Ek sal nogal like om te weet. Ek sal like om dit te weet. Hoekom het julle nie deelgeneem in julle volle mag van 48 en hierdie Meyer uitgestem nie? Nou ek wil vir jou sê, meneere, jy wil hê ek moet vir jou stem. En jy my ou vriend moet vir hulle stem. Die help is nie, julle speel die hele tyd die ou blame game nie. Kom voor 'n dag met positiewe idees. Goed om dit nou reg te maak. Moenie vir ons vertel van jy moet eers in die kantoor wees. Jy staan nie donder se kantoor. Jy sit in die raadsaal saam met daai mense. As jy dit nie daar kan uitsorteer nie, wat laat jou dink as jy in jou meerderheid daar sit?
dat jy nou iewes skielik gaan 'n verskil maak nie. Nou ja, so ry ons hier deur Port Elizabeth vandag. Ek is nou hier in die boomryke gedeelte van Port Elizabeth. Nie dat ons 'n tekort aan bome het nie, maar hierdie area is vir my spesifiek verskriklik nice, wat ek meen. Dit is regtig waar. Dit is 'n baie mooi area hierdie in Port Elizabeth. En ek gaan nou hier af in 9de Laan en dan gaan ek weer deur die vallei ry. Maar kyk nou net hierso. Jy weet, want ek wil nou vir jou groet, maar ek het nou net hierdie op een van my WhatsApp groepe gekry. En dis 'n klein slaggaatjie. Dis nie ek oordryf nou, of ek onderskat die ding. Dit is 'n baie moerse groot slaggat. En daar het 'n polisievan ingeval. Nou wonder ek nou, 'n polisievan, het hulle nog nooit daai pad gery nie, dat hulle weet daarvan nie. Dis blykbaar 'n watermeter wat die paving en alles na die gelang van die gat baie lank terug al weggebreek het. En nou daar een van hulle het nou binne in die gat gebliksem. Wat ek meen. En ons worry mos nie, wat ek meen, ons koop net nog 'n polisievan en dit kom uit die begroting uit, wat ek meen. Hoekom sal ons nou enigsins daaroor bekommer wees, wat ek meen. So ja, dit is hoe dit lyk. Nou kan jy ook sien waarvan ek praat in Port Elizabeth. Dit is nie net groot praat en moan en groan oor eintlik niks nie. Soos baie van ons mense altyd, ja, maar julle is nog steeds meer bevoordeel die wites. Wat se voordeel trek ons nou uit die toestand van hierdie paaie uit? Wat ek meen, is 'n been des aanstoots. So dit is belaglik, jy weet, om dit te sien. Radio Suid-Afrika, as jy die gereelde Radio Suid-Afrika luister nie, doen tog die moeite. Luister 'n bietjie na Radio Suid-Afrika, ons bring baie goeie programme vir jou. Jy kan gaan op www.radiosuidafrika, radiosouthafrica.co.za en dan kan jy 'n bietjie daar op ons webwerf gaan kyk na wat ons alles vir jou bied. Ons is nie die deursnee kommersiële radiostasie nie. Ons bring vir jou baie lekker gesels, maar ons bring ook vir jou goeie musiek. En ja, ons hou onsself by ons lees, soos daai goeie skoenmaker. So ja, ek gaan net nou vir jou groet, want ek wil net hier met hierdie gedeelte sien. Ons gaan weer hier, soos ons net nou gery het, daar oor die Bakensvallei, gaan ons so 'n paar kilometer laer af, meer na die see se kant toe. Dis waar ons op die oomblik ry. So jy kan vir jouself sien, Port Elizabeth, daarbij, pragtige plek. Het is net jammer, dat die verwaarloosing ons so bekruip het deur die jare. En nou wil almal net hier voor verkiesingstyd wakker skrik en vir jou vertel hoe hulle dit nou gaan verander. Hoekom het julle dit nie voorkom nie? Is voorkoming dan nie beter as verandering nie? Daar's nog 'n slaggat vir jou. In the making, hy gaan binnekort iemand se rim opvreet of sy tyre. Hier is nou aan die onderkant van hierdie lieflike vallei. Ons gaan hom nou weer uitklim daar na sentraalse kant toe en daar na Little Hillbrow toe, as ek dit so kan noem, waar ek bly. So ja, dankie dat jy gekyk het, dankie dat jy saamgesels. Gooi vir my enige kommentaar hier onderin. En ja, wie weet, miskien gesels ons nog binnekort persoonlik by jou vriend. Sien vir jou, bye. Die Moer Koffie Express, Saterdag van 8 tot 10. Een ontbytprogram met 'n verskil. Aktueel, nostalgies met dit sulkie moer. Alwyn met die omgekeerde V, Mouton.
net hier op Radio Suid-Afrika.